doen julle hierdie ook? So my man het gaan jag. So dis net ek en die kinders by die huis die naweek. En ek het al soveel keer gehoor dat daar actually vrouens is wat kan hulle nagklere aantrek die Vrydag of die Donderdag. Nie aankom nie. En so kan bly tot hulle man Sondag huis toe kom. Hoorie, dit klink fantasties. Regtig? Hoekom kan ek dit nie doen nie? Ek wil so graag vandag net. Ek het selfs, ek gaan julle nou wys, nie eers al my gordyne in my huis oopgemaak nie, want ek was voorbereid. Ek gaan hier lê en movies kyk en popcorn eet. Want julle weet, manlief is nie by die huis nie, so ek hoef nie kos te maak nie. Ek het 'n pot sop gemaak, Donderdag toe hy gery het. Ek gaan dit nou eers in die yskas sit, maar dis oukei. En dis wat ons eet, en popcorn en chips en, man, ons maak nie kos as wanneer nie hier is nie. Maar in elk geval, maar kan ek dit doen? Nee, ek kan nie. Ek het ADHD, so ek wil 1 miljoen goed op een slag doen. Maar ek weet, ek kan nie, ek altyd 1 of 2 of 3 of alles op. Maar hier gaan ek alweer, ek moet hierdie goed doen, want my vrieskas het nie meer plek vir hierdie nie. So hierdie is groente en hoender aftreksel wat ek gaan maak. Dan was ek gister na 'n groentewinkel toe, laat ek julle wys wat moet ek als doen. Kyk. Dan moet ek, hierdie kom uit my groentetuin uit, al hierdie spruiteie. So ek moet dit sny en dit droog, want ek is besig om my groentetuin oor te doen, want dit is 'n gemors, amper net spruiteie groei daarin. Dan het ek 'n boks tomaties gaan koop, so ek moet tomatie en eie sous maak. Dan het ek 2 kole wat ek wil bottel. So ek moet nog vir 'n resep kyk, en julle weet, ek is nie goed in resepte nie, maar ek gaan regtig vandag probeer. Nee, ek moet vandag probeer, want ek weet, ek het nog nooit kool in 'n bottel gesit nie. Nog nooit. So, ek gaan dit probeer. Ek dink dis dit. Ek dink, ek het my stater weer gevoer, want ek het hom 2 dae of 3 dae nie gevoer nie, en nou voer ek hom al vir weer 3 dae, en dis net asof hy nie lekker wakker word nie. So kyk, nou weer vanoggend gevoer. Ek hoop regtig hy kom by, want ek het nie brood nie. En ons eet net suurdeegbrood of sadebrood. My kinders weier om sparbrood te eet, hulle geniet dit net glad nie. Nee, ek moes nie daai gesê het nie. Piep! Om winkelbrood te koop nie. Maar whatever. Moet dalk maar daai sadebroodjie maak. Maar sien jy, nou sit ek nog goed op my lys. Ek moet net begin, maar waar? Ek gaan begin by hierdie in die yskas te sit. So, kom saam met my, stap saam met my deur hierdie dag, en kyk of ek 'n sukses kan maak van elkeen. Asseblief, want kyk, ek mors nie kos nie. Al is dit sleg, maak ek ander planne daarmee. Jy, 'n kind huil, wat ek het gekyk sal ek doen. Okay, ja, hy's okay. Ek het sommer toe gaan kyk, het net geval 'n paar skrapies. Kom ek by die groentetuin te sien en, kyk al hierdie parsley, pietersielie, weet nie, is dit eers dieselfde ding nie, maar hierdie kry, maar ek dink dit is pietersielie. Ek's gek oor enige krye. Ek het baie in my tuin. Timie, roosmaryn, lavenders, baie lavendels. En hierdie, ek gaan nou gaan kyk presies wat is hierdie ene, maar ek dink dit is pietersielie. So, nou sien ek klaar, julle weet, ek kan nie by resep hou nie, en met my tomatie en eie sous, want ek maak gewoonlik so lekker marinara, wat ook al, pasta sous, en dan gooi mens basil in, maar raai wat, ek het nie basil nie. So, wat doen die kool? Dink aan, wat kan ek gebruik? Ek gaan hierdie gebruik, ok? Rooi gebruik. Hoorie, het jy al julle eie aftreksel gemaak? Dis so maklik.
So ek het 'n ding oor enigiets weggooi. So as die skille en goed het altyd na die hoenders toe gegaan. Maar toe leer ek al my groenteskille, daai stukke wat jy afsny van 'n wortel. Hier's eie skille hierin, aardappels. Hier staan suurlemoenie in. En dan natuurlik hoender en wat is hierdie? O, 'n stuk saldery. Dan die kool en Bernard wil dan vir die hoenders kos gee. Okay, is reg, jy kan vir hulle kos gee. Ja, maar en Bernard wil 'n mes gee. O, om die sap oop te sny. Ja. Jy moet net hom weer terugbring, okay? Dra hom so, né? So. Ja. So, hoenderbene, hier's baie hoenderbene ook in, want elke keer as ons kos maak en ons ontbeen die hoenders of ons eet die hoenders, die hoendertjie, die hoenderboukie of so, en jy eet daai been nie, dan het jy 'n sak daar in jou vrieskas en jy gooi dit net daarin, tot die sak redelik vol is. Kry jou pot. Dan gooi ek al hierdie goed letterlik net hier in. Ek's 'n bietjie bang oor daai suurlemoenskil wat hom gaan bitter maak. So nee, dis darm net een. Dis okay. Sien julle al hierdie wat ons nou sou weggooi of vir die hoenders gooi? Wat's hierdie mushrooms? Alles mooi saam in, maak hom vol met water en laat hy kook. As hy klaar gekook het, stryn jy hom, jy bottel hom, hy's in jou yskas. Dan is dit Okay. maar dis Koos kyk. So, sonder dat ek besef het, is my eerste een al aan die gang. Yummy, yummy. So hierdie is nou 'n ding wat ek net by daai lys gesit het. By my miljoen goed het ek vandag gedoen. Maar hierdie is suurdeeg discard. Ek weet nie wat suurdeeg weggooi. Wat is discard? I don't know. Wat ook al, sourdough discard. Snacks vir my kinders. Want my kinders wil die hele tyd snack. En ek is net op 'n stadium in my lewe wat ek sukkel om vir hulle die gemors by die winkels te koop, want is asof ek weet, hierdie wat my kind nou hier het, dis asof ek weet, die goed is gif, dis net sowel vir my om vir hulle gif te gee, dis hoe ek voel op hierdie stadium. So hierdie weet ek wat is hierin, die kaas is nou nie self gemaak nie, ek hoop maar seker maar net daar vir die beste, hier is preservatives in, dis maar nog iets wat ek nog eendag self wil maak, maar nie nou nie. So jy gaan nou kaas rasper hier oorgooi en ek sit 'n bietjie bagel seasoning op en dan gaan ek dit bak. Dan kyk ons maar hoe kom dit uit. Ek het dit nog nooit gemaak nie, maar dit lyk so mooi op TikTok. Almal sê kom so perfek uit. Kom ons kyk maar, of werk dit vir my? Toe ek nou geruik het ek letterlik net die petersilie geruik. Nou begin dit soos dit ruik.
vat maar lank hierdie. Kan dit letterlik kook vir. Hierdie ding kan lekker aangaan tot vanaand toe. Hy's op medium hitte. Steun sommer my gesig op. Oorsaak. Kyk hoe maar goed in die wind. Hierdie goed werk nie. Ek brand deur dit. Dis hoekom mense hou by die original goed soos 'n vader. 'n vatdoek. Kykie julle, ek dink dis reg. Ek kan dit amper nie glo nie. Lyk 'n bietjie onder. Au! Soos pastei. Kyk dan. Ek gaan hom nou bietjie laat afkoel voor ek hom so met die pizza cutter gaan sny en dan gaan as die kinders roep dat hulle kom proe. Hoe ver ek hierdie resep kan volg. Hierdie is nou die brine wat hier so in die kool moet ingaan. So hier het ek nou kool, eie en knoffel. Nou, dit sê rooi ei, dit het ek nie, so ek te wit ei, whatever. Knoffel het ek. En dan 'n koppie appelasyn. Maar ek het nou dubbel die hoeveelheid hier, min of meer, so ek gaan nou hoop dis reg. So 1 koppie appelasyn is 250 ml, hier is 500 ml appelasyn. 500 ml appelasyn. Dan gaan ek 500 ml water. Hoe kan ek rond so lank vat? Okay, 500 ml water. 2 teelepels sout. My seesout is plaas ek het die iodide gemors. Dis eintlik nie cool nie, maar okay. Ek moet dit nou verdubbel, so dit is 4, 2, 3, 4. Suiker, 4 teelepels. Okay, daai gaan about dit wees. Die suiker hier ingooi. En dan cumin seeds. Pos dit. Ek het nou nie cumin seeds nie, ek het koriander. En dan ek dink ek het cumin poeier. Ek gaan nou maar net dit vat. Nou seker nie, die sal afmeet nie, maar ek gaan maar so. So. Hoop maar vir die beste, mense. Ons hoop maar vir die beste. Nou sê hulle met hierdie net smelter, dan gooi ek dit daarin, maar ek weet nie, dit lyk my vir dalk nog bietjie min gaan wees vir al die bottels, en ek het nie meer appelasyn nie, so ek hoop dis reg. Kyk hoe mooi gaan hierdie houtjie aan. Dit ruik so lekker. Dit ruik soos 'n groentesop. Maar okay, so hierdie gaan nou gaan, en dan gaan ek dit daarin gooi. Dan's dit klaar. Ek moet julle wys. Kyk het hierdie uitgekom. Wat nou vroeg gou hier.
Proe gou hierso, hoe proe dit vir jou? Ek wil nie Kom doen. nader. Kom my hand Ek wil vat. nie proe nie. Okay. Maar kan jy van my opsit hier? Ja. Want ek en Bern mag wel die opsit lekker kry. Lekker. En dan kom Proe soos klein pizzas, né? En ik kan nog die sit ons die op ons. Ek weet nou. Vat die flip. Nou. Ja, so ek het nou nie genoeg van hierdie mengsel om hier in te gooi nie. En ek het nou nie meer asyn oor nie. So meeste van hulle lyk my is swaalpad. So in my oë sien ek nou, okay, daar is asyn in, wat dit gaan preserveer, en suiker en sout, wat alles gaan help om dit te preserveer. Dit gaan nou seker net nie so pieklie wees nie, ek weet nie, maar kom ons, ek gaan nou net warm water bysit, en dit toemaak. En dan sal ek julle maar oor 2 weke sê hoe dit proe. Bypoor kan jy hierdie ene al die volgende dag eet. Dis wat die resep sê, maar ek volg nou nie die resep nie. Maar ek gaan hierdie nou maar môre al bietjie proe. Maar ek gaan dit die meeste vir een oopmaak vir môre, die ander gaan ek so 2 weke los en dan moet ons maar proe dit. En ek hoop dit is lekker. Ja, fyn. Ek het besluit hierdie oudjies, hier's 'n paar wat mooi is, maar die res is so of selfs so regtig. Hulle pluk hierdie goed so groen. Kykie. So toe sê ek nee, ek gaan dit maar 'n paar dae gee. Dat dit maar bietjie rooier word, anders gaan die sous se kleur terrible lyk. Dit gaan glad nie oor nutriënte nie, want die oomblik toe hulle hierdie ou tomatietjie afpluk van sy moederplant af, toe stop hulle alle vitamiene en minerale en glycansuikers wat in hierdie vrug moet vorm. So, om dit te los, gelukkig is ek bewus daarvan, so ek gaan dit net 'n bietjie los om verder ryp te word, net vir die kleur van die sous. Dit gaan net beter lyk. Ek meen, hoe bruin gaan my sous lyk? Met 'n paar rooi tomaties en die res groen. Dit gaan aklig wees. Dis regtig so baie. Kykie. Groen. Okay, ek weet dit is vir party mense beter, want dan hou dit hulle langer en hulle tyd om, val as mense dit nou wil vars eet, want dan begin jy nou eers met die wat lekker reg is. En natuurlik soos wat dit ryp word, gaan jy aan, maar vir my, wat 'n sous wil maak, gaan ek nou dit net so 'n paar dae gee net in my spensberre. Maar ek het ananies. Ek gaan weer 'n chocolate maak. Gesonde chocolate, of seker maar gesonder chocolate wat jy by die huis kan maak. Delicious. Kyk, hulle. Kyk, lekker. So, natuurlik, wat nie in die resep is nie. Oeps, hier is ook 'n bietjie baie sout by. Want ek love gesoute chocolate. Kyk. Gaan julle wys hoe lekker dit as dit droog is. Ja. Mamma, Marcus het gesê ons gaan 'n trap vir ammonie maak. Verseker dat tot sy Nee, dis krap bitter as gevolg van daai suurlemoen. Moenie dit doen nie. Moenie die suurlemoen se skil daarin gooi nie. Hoekom het ek dit geweet en nog steeds gedoen? Ek meen regtig. Ek hoop maar net altyd vir die beste, maar okay. Dit het nou glad nie gewerk nie. Wat is hierdie aardappeltjie? Ja, okay, so ek het dit nou so 'n bietjie gemash. Flip, ek gaan dit met red. Dink ek gaan net 'n bietjie suiker moet ingooi. Dis al wat ek kan dink wat gaan help. Ek gaan dit doen, as rukkie gee. So, nou suiker by. Proe nog steeds nie. Nou sê hulle, bietjie asyn. So ek het nou bietjie rice wine vinegar. So ek gaan dit insit. En hoop dit help. Ek gaan nou maar weer vir Google vra, wat dink Google kan ek doen? Maybe Google can help me. Okay, hulle sê botter. Of hulle sê olies en
ek gaan dan botter bysit as die olie, want hulle sê olie is 'n potter. So ek gaan 'n lekker stuk chunk plaas botter vat en hoop dit help. Gaan ek eers my skoene uitskop. Is tyd om bietjie te rus. 'n Movie aansit en 'n koppie koffie drink. Julle, so hierdie is hoe dit lyk. Sien jy, hy is nou so 'n bietjie pinke perserig. So hy het verskriklik baie smaak in, maar ek sê daar is nog 'n bietjie bitter in, ek moet sê. So hierdie was nou weer 'n bietjie van 'n fail. Op die ou einde moes ek arbeid chutney wat ek lank terug gemaak het bygegooi net om nog iets te probeer met daai bitter, want ek kan net nie dit weggooi nie. Maar nou is hier botter in en kyk hoe mooi dryf dit. Yummy. En nou gaan ek dit bottel, dan is dit ook klaar. Ja, sien jy, drankbottels werk vir my so lekker om hierdie souse in te gooi. Ons is Suid-Afrikaners, meeste van ons mans drink brandewyn. Dit werk baie lekker. Wat doen julle? Ek moet net nie brand nie. Wat kan jy brand? Ek weet, ek het eintlik so, maar hoe ek het 'n junk kry. Kom, ek het geweet dit gaan gebeur. Ek moet die dinge 'n bietjie ophou. Ja, hierdie stok lyk glad gewoonlik lyk nie. Hierdie lyk meer soos 'n bistro sousie. Maar dit gaan nog steeds baie lekker kos maak en ek weet presies wat is hierin. So ek weet presies wat gee ek vir my gesin. En ek sal maar net weer probeer volgende keer probeer ons weer. Nog van 'n rede lê hierdie spruit eie hier. Dis regtig nie. Ekskuus tog. So baie om op te sny nie, maar ek dink heeltyd aan ander goed om te doen sodat ek dit nie hoef te doen nie. Ek verstaan nie hoekom nie. Kyk het ek gebrand nou die dag. Maar in elk geval, kom ons gaan na die yoghurt toe. So, ons begin 2 liter. Ek gaan nou kyk of ek 2 of 4 liter se melk moet ingooi. Ek dink die pot kan 4 liter vat. En ons het nog 4 liter in die yskas, so ja, maak jou pot vol met 2 of 4 liter melk, verkieslik plaasmelk. Dit is hy 4 liter, soos julle daar kan sien. Nou gaan ek hom net lekker warm, hy moet nou net warm word, so ek gaan hom so nou en dan so 'n bietjie roer, net dat hy nie onder vasbrand nie, maar ek sal julle presies wys hoe dit moet lyk voor ons dit afhaal. So, daar besef ek, toe ek nou geloop het, badkamer toe. En ek sê raak soos, kom wil jy die spruit eie sny nie, wat is so erg? Toe besef ek is alles wat saam met dit kom. En is dit nie baie keer so in die lewe, dit is so weird. Ons wil iets nie doen nie. Nie omdat die taak so erg is, alles wat saam met daai taak kom. So dis nie net van, ek het dit toe gedoen. Sien julle? Be proud of me. I'm proud of me. So, ek het dit gedoen, dis nou al die spruit eie. Maar ek weet dit moet gedroog word, so ek moet my droogsak in die garage gaan soek. Dan moet ek hom iewers ophang, en dan moet ek hierdie daan toe sit, en dan oor 'n paar dae weer uithaal, en dan eers kan ek dit verpak. So, okay, ja, whatever, dit was die issue. Kyk hoe lyk hy nou al. So hy kom daar, hy is nog nie warm genoeg nie, ons moet 'n bietjie meer botteltjies sien, oor ons weet hy is nou warm genoeg. Nou snaak, hy is soms so geel. Vars melk nie. Ja. Kyk net hoe oulik, my dogter kel. Dankie Blom. Ons moet hom nou iewers aan die boom ophang. Aan 'n boom hier rond. Een van hierdie. Ja, maybe daar. By the way, my vorige yoghurt, massive flop geweest. Dit was meer soos 'n siroom, as wat dit. Maar ek het dit probeer maak met kever en dit nie vir my gewerk nie. So, kan julle sien, hy wil begin borrel. Kyk hierso. Fokus. Dis nou my naal nou. So jy sien hom so, hy wil so op die kante begin borrel. So dit is nog, ek gaan hom nog 'n minuut los en dan gaan ek hom afhaal. So ek van my vorige yoghurt nie. So toe moes ek yoghurt gaan koop het. So ek het net 'n double cream plain yoghurt gekoop, want dit is jou starter. Dit is jou activator. So ek vat my jug, ek gaan nou net 'n bietjie melk ingooi.
gaan ek hierdie so lank meng hierin, terwyl nou my ander melk nou net van die stoof afval. Ek het nou gesien hy is lekker warm genoeg, so as jy net so voor hy begin kook, dan haal jy hom af en sit hom een kant. Dan, as hierdie nou 'n bietjie lekker afgekoel is, dan gaan jy jou yoghurt bygooi, jou activeerder. So ek gooi sommer hierdie hele houertjie in, is 150 gram. Gewoonlik doen jy dit sommer met jou eie yoghurt wat jy oor het, maar ek het dit regtig bietjie lank terug gemaak en ek het niks van dit oor nie, want ek laat die yoghurt op my kos gebruik. Val curries, is dit nie lekker nie? Sorry, sien julle my oë met die hoed. Ok, roer dit lekker in. En dan gaan jy dit by jou mengsel, as jou melk afgekoel is, dat jy jou vinger kan indruk en daar hou, so dit is nog warm, maar jy kan jou vinger daar indruk, dan weet jy dit is reg. Dan kan jy hierdie mengsel by daai melk gooi. My lekker bakkie spruiteie. En ons het hom sommer op daai boom gehang. My droër rak. Hierdie wil nou hier inspeel. So, is stikkend daar, ja. So, ek gaan sommer maar van hierdie boonstes vat, dat die hoenders nie daarby kan uitkom nie. So, hierdie is so 'n lekker ding. Ek dan gaan dit sit. So, ek het hom op Takealot gekoop, 'n hele ruk terug. En dan is hy broken. gooi jy nou jou enige groente of vrugte wat jy wil droog hierin. Partykeer kry jy 'n klein bietjie muggies, maar ek weet nie eintlik hoe hulle inkom nie. Ek meen hierdie gaatjies is klein, maar muggies is baie klein ook. So versprei hulle hier so lekker. Hulle gaan seker nou maksimum 2-3 dae hier hang en dan is hulle droog genoeg vir my om hulle te verpak en hulle te bære of speserye te maak met dit. 'n lekker spring onion powder. Daar's hy. Lekker droog word my spruituitjies. Net om dit duidelik te maak. Ek het oor dit gekom, ek het 3 keer goed gesny. En om deur die struikels te kom wat daar was, wat ek nie graag gedoen het nie, vir een of ander weerdrede, het ek net mense gevra om te help. So ek het my dogtertjie gevra om vir my die droërak te gaan soek. Sy het dit gedoen. En ek weet nie, dis die ergste verby, toe doen ek dit. So ja, soms, as iemand moet vra om jou te help met iets, doen dit. Of dit emosioneel is, of dit net met iemand moet gesels, doen dit. Dit help om so 'n massive struikelblok, wat jy nie partykeer verstaan, hoekom jy nie oor dit kan kom nie. Oor dit kan kom. As iemand jou net help, dan is dit ewe skielik weer lig. Ek gaan hom nou toets. Ek gaan hierdie velletjie hom net so los. Kom ons toets hom. Nog 'n bietjie warm. Net weer voel. Hy is nog 'n bietjie warm, maar ek kan my pinkie indruk, so dit behoort reg te wees. So wat ek nou gaan doen is hierdie mengsel wat ek nou gemaak het, sit ek nou daarin. Meng dit lekker goed deur. Hierdie wonderlike Wonder Bags wat ek gaan gebruik. As jy nie het nie, dan gaan jy nou net jou pot moet toemaak in handdoeke, so 2 of 3 handdoeke, en dan sit ons dit net op 'n plek neer. So daar is my Wonder Bag, dit is 'n Wonder Bag. So daar sy, vat my pot, ek sit hom hier binne. As jy nou nie so net so gesê, dan vat jy nou 'n handdoek, jy maak hom mooi toe. En nou gaan jy hom net op 'n plek iewers te sit waar hy kan staan tot môreoggend, tot ons volgende stap kan vat. So dis hy. Ek gaan hom nou, myne gaan sommer net hier staan. Dis hy.